Voorzitter en vriende, ek dink ons besef almal dat ons staan aan die begin van 'n moeilike tyd van nou af tot die einde van die jaar. U weet almal hoe dramaties het daar verandering ingetree in die ekonomiese toestand in Suid-Afrika. En dit lyk nie asof daar enigstens verwagting van 'n einde is in hierdie stadium. Daar word al ernstige vergelykings getref met die ineenstorting van 1929 en met die latere probleme wat ons gehad het hier in 1969, toen die aandele weer ook so van elkaar gestort het. En ons moet verwag dat waarskynlik aan die einde van die jaar toe sal daar nog ernstige verwikkelings kom. Dit is nie net beperk tot Suid-Afrika nie, dit is 'n wêreldwye ekonomiese verwikkeling wat ingetree het en wat waarskynlik eers volgende jaar einde sal kom. En dan is dit 'n groot vraag wat soort einde dit sal wees. Hierdie beeld van die 2 September was dit in die sakebeeld se opskrif: "Hou moed, beter ekonomie kom," sê Staats. Maar net in die berig daaronder is Suid-Afrika in resessie, herstelkans min. Op dieselfde plaas. Die ekonome en die ekonomiese voorspellers is nie die mense wat die grootste profete geword het in hierdie tyd nie. Hier is die Sunday Independent van verlede Sondag. Daar is die opskrif: "Don't expect a turnaround just yet." Jy moet nog nie nou dit vraag. Daar sê die bang. En Beeld sê op die 18 September, die regering verwag 'n groei van onder 1%. En wat jy weet, as dit onder 1% is dit beteken die land gaan ekonomies agteruit, want die geboortesyfer nog in die omgewing van 3%. En dit beteken dat 'n verarming na plaasvind. En dan sê Beeld dat as gevolg van hierdie nuwe verwikkelings met die daling in die waarde van die rand, word die staatsskuld met tussen 2 en 3 miljard rand verhoog. En dit beteken die rente op die staatsskuld word verder verhoog. En dit word bygedra tot die staats se uitgawes. En daar is nie voorsiening in die begroting gemaak vir hierdie verhoogde rente. Ek het gesê, daar is al vergelykings met wat van tevore gebeur het. Hier is die Sunday Independent wat sê: "Crash of 98 raises specter of the 1930s. Nou, wat er belang is dat die Sunday Independent is die ou Argus groep. En die ou Argus groep was die formele mondstuk van die geldmag in Suid-Afrika. En die Argus groep is oorgeneem deur Tony O'Reilly, maar as daar vanuit die mondstuk van die geldmag al so gepraat word, dat die huidige crash, die laat die spook verrys van 1930 en 1930. Dan moet jy weet, die oomblik van waarheid is nie meer ver. En nou, daar sal waarskynlik baie bekrotskappe intree weens die verhoogde rentekoers. Dit is omtrent al effek wat die verhoogde rentekoers het. Dis nou kansig om die waarde van die grond te beskerm. Maar dit bring net tot 'n bekrotskappe. En vir die Afrikaners is dit van uiters groot betekenis. Want jy weet, die huidige knel waarin ons volk is, kom nie van 1994 af nie. Hier is byvoorbeeld die Sunday Times van 15 Junie 1986. En die opskrif: "Misery of Jobless Whites. And a new twist to the recession." Dit is in 86. "The grim plight of thousands of unemployed whites has caused alarm."
According to the welfare officials, it is the worst destitution since the 1930s. En jy weet, daai tyd het hulle al gesê, dat in die 30er jare was daar ongeveer 16% Afrikaners wat onder die broodlyn was. Maar in hierdie 80er jare was dit reeds 32%. En in 1982, daar het al gepraat van 'n resessie in 1986. Hier is die Sunday Times, 29 November 1992. Sorry plight of million whites hit by a recession. Jy sien nie, hierdie recessies kom elke slag en dit beteken net 'n ekonomiese verwoesting van 'n groot klomp mense. Die berig sê almost 1 million whites, South Africans, are living below the breadline. More than during the Great Depression of the 1930s. These poor whites are only part of the 9 million people being assisted by the government because they have no visible means of livelihood. 9 miljoen. So, ons besef nie waarskynlik hoe ernstig die ekonomiese posisie reeds vir die Afrikaners geword het. En met hierdie nuwe verwikkeling, wat mens verwag, sal dit nog erger word. Die Citizen het nou dag 'n brief ingehaal van 'n Ellen Brown wat die 9 September, hy sê, it won't be long before Africa will be out on a limb with violence, disease, corruption being the end result. Tribalism has already taken over. En dit is, waar ek nou verwys het na Suid-Afrika, is dit in die hele Afrika die ekonomiese agteruitgang. En jy het ook gesien hoe hulle nou gesê het dat die groot sakeondernemings moet, is dit 0,1% van hulle wins, van 0,5 van hulle markkapitaal. Nee, dat was 5, en ook die beste noteerders vir 100 miljard wel, 1,5%. Ja, dit gehoor dat van hulle markkapitaal door die groep besighede 1,15 bydra tot 'n fonds waardeur hulle werkloosheid gaan bekamp. En deel van die 18de September skryf Kurt von Kaiser, waarom lei dit dan? Hy sê, die Nywerheidsontwikkelingskorporasie het ook nuwe kapitaalprojekte getoon, dat het gemiddeld 'n kapitaalbelegging van 8 miljoen rand kos om 1 werkgeleentheid te skep in die nywerheidssektor. Hy sê, teen die koers sal 'n belegging van 1 miljard, dis wat hulle wil opbring met hierdie, sal 'n belegging van 1 miljard net 125 werkgeleenthede skep. En dan vra ek hulle het gesê, hulle wil 450.000 werkgeleenthede skep. Hy sê, waar vandaan om die ander 449.865. Hy sê, maar selfs as dit 10 maal minder kapitaalintensief is, sal 'n belegging van 1 miljard net 1250 werkgeleenthede oplewer. Hy sê, ja, die regeringsplan, die GEER, volgens GEER se raamwerk gaan die 246.000 nuwe werkgeleenthede wat die program van jaarbou skep, 'n kapitaalbesteding van so 4,7 miljoen per werksgeleentheid geverg. Teen die koers sal 'n belegging van 1 miljard net 213 werkgeleenthede skep. Jy kan sien, dis absoluut 4 verhaaltjies wat vertel word. Daar is geen manier waarop hulle nog begin om die werkloosheidsprobleem aan te spreek. En dit is die basiese probleem van hierdie regering. Hulle sê dit lê aan die wortel van die misdaad.
En die misdaad lê aan die wortel van gebrek aan kapitaalbelegging in Suid-Afrika. Citizens redakteur Martin Williams het nou die dag 18 September is Vrydag gister 'n artikel gehad waarin hy wys hoe naby die toestande in Suid-Afrika reeds is vir 'n revolusie van die mense wat hoë verwagtinge gehad het as gevolg van die nuwe bewind, maar wat glad nie 'n bevrediging van hulle verwagtinge gekry het. Hy sê, comparing the present conditions with 1995, I think the crisis of expectations has deepened, delivery has slowed down, and the gap between the elites and the masses has widened. If we take this theory of revolution seriously, South Africa could be teetering perilously close to cataclysm. Nou, hy sê as ons hierdie teorie van revolusie ernstig opvat, dan bewe Suid-Afrika gevaarlik naby aan 'n cataclysme. Ja. Jy sien, een van die menslike bedanighede is dat mense glo nie dat dit ding gaan gebeur voordat hy gebeur het. Dit is een van die groot probleme van die politiek. Mens waarsku en waarsku, maar mense dink nie dit sal gebeur nie. En wanneer dit gebeur, dan is dit te laat. Hierdie toestand in die ekonomie kan vir ons baie duur te staan kom as ons nie tydig ons in ons gemoed reg kry vir die gebeurde nie. Wat ons moet doen, sal die mense wat meer weet van die ekonomie vir ons sekerlik kan sê. Maar ek het gesê, ons gaan waarskynlik een van die moeilike tye tegemoet, en dit is waarskynlik een van die ernstigste dinge waarmee ons te doen gaan kry. Intussen sit ons met 'n regering wat eenvoudig geen verantwoordelikheid aanvaar. Terwyl die land byna in vlamme is, hou hulle hierdie beraad van die sogenaamde onverbonde lande 65 miljoen rand wat dit kos. Net daarna is Mandela en Mauritius, hulle 4 descendants oral na Afrika toe en in Lesotho om komstig vrede te maak. En daar niks wat hulle doen is 'n sukses. En al hierdie vredesendings is net om aandag af te trek van die toestande hier in die land. Die korrupsie, ek weet nie of daar ooit in ons geskiedenis iets was wat naaste by kan vergelyk met wat hier op die gebied aangaan, waar in die sogenaamde staatsadministrasie daar net geld gesteel word, checks gesteel word, van 13 miljoen, 34 miljoen. En daar is blykbaar geen manier waarop hulle eers begin om die soort dinge te bekamp. Dis nie wat ek sê, ons moet besef, die toestand het baie ernstig geword en daar kan baie ernstige gevolge vir ons wees, van nou af tot die einde van hierdie jaar. Die vraag is, hoe lang kan so 'n toestand aanhou van magsmisbruik en slegte finansiële administrasie? Daar wys die regering dat waar hulle Mandela probeer optoer as die groot staatsman van Afrika, dat hy nou kennelijk moet competeer met Mugabe en dat Mugabe na vore tree as waarskynlik 'n sterker figuur as Mandela. Mugabe is baie meer doelgerig as Mandela, wat nou hoofsaaklik staat maak op openbare betrekkings. Hoe meer hy met 'n vriendelike glimlach na vore tree en hy daarmee bereik hy alles op sy staat te staan af. Nou, dit is die een saak waarmee ons waarskynlik baie ernstig te doen gaan kry. Die tweede is waarskynlik miskien vir ons as Afrikaners indien nie net so belangrik nie, dat belangriker. Dit is dat in Oktober maand gaan die Tutu-kommissie se verslag verskyn. En 'n mens moet net realistischerwys aanneem
dat die Tutu-kommissie is aangestel as 'n soort vervolging van Afrikaners. En uit die aard van die saak moet 'n mens verwag dat die Tutu-kommissie se verslag sal 'n hewige aanval op die Afrikaners wees. En omdat apartheid gebruik is as die hefboom om die aanval op Afrikaners te maak, is die moontlikheid baie groot dat hulle in die verslag sal sê dat apartheid is 'n misdaad teen die mense. Tot sover, dit is was die vervolging van die mense wat betrokke was, dat dit was 'n verkrachting van menseregte, maar nie 'n misdaad teen menseregte. En maar as hulle in die verslag gaan sê dat dit is 'n misdaad teen die mense, dan word dit 'n nuwe vorm van misdaad, wat nie nou verhoor is. En waarom ek sê, dit is waarskynlik wat sal gebeur, is omdat van tevore het die VVO al op 'n bedenklike manier reeds 'n besluit geneem dat apartheid is 'n misdaad teen die mense. Hier is 'n brief in Citizen van die 3 September wat sê apartheid was the worst form of terrorism as it robbed people of color of their dignity, dispossessed them of their land, detained them without trial. En dan gaan hy so aan. Hy sê, who were the worst terrorists in the land? Was it Mandela, Harvey Slovo, or was it Foster Botha de Klerk? Nou word 'n atmosfeer geskep hier in Suid-Afrika dat as die Tutu-kommissie sou sê apartheid is 'n misdaad teen die mense, dan moet die mense al so in hulle gemoed gestem wees dat daar nie eintlik 'n groot protes kan wees. Want apartheid is deur die NG Kerk al verklaar tot 'n sonde, en wat is die verskil nou as dit 'n sonde is en 'n misdaad teen die mense? Maar dis nie al. Daar was in die 70er jare, ek het nie presies die datum, ons is besig om dit vas te stel, 'n konferensie van die internasionale Rooikruis, waar daar 100 lande teenwoordig was. En daar is eenparig besluit dat apartheid 'n oorlogsmisdaad is. Dit is die woord wat gebruik is. Dis 'n oorlogsmisdaad. En waar daar nou van tevore nog gepraat is dat die Tutu-kommissie is nie 'n Nuremberg verhoor. Nuremberg was 'n verhoor van oorlogsmisdaad. En as apartheid 'n oorlogsmisdaad is, dan is die pad oop vir 'n Nuremberg verhoor. En die Nuremberg verhoor was 'n internasionale verhoor. Die regters was 'n Rus, 'n Amerikaner, 'n Brit en 'n Fransman. En die aangeklaagdes was die Duitse leiers. Hulle was 'n internasionale misdaad. So jy moet besef hoe naby aan 'n soort situasie beweeg ons waar die Afrikaners internasionaal aangeklaag sal wees in naam van apartheid. 'n rapport het 'n voorbeeld gehad voor verlede week waar hy gesê het dat dit stuur nou af op 'n Nuremberg verhoor. En toe het die skakelbeampte van die minister van Justisie 'n brief geskryf in 'n rapport. Hy sê hulle is nie besig met 'n Nuremberg verhoor nie. Hy sê as die regering of die departement van Justisie die uitweg van 'n Nuremberg verhoor in gedagte gehad het, sou die ideale geleentheid daarvoor veel vroeër gewees het. Hy sê 'n gesonde verstand sê die waarheidskommissie is juis ingestel om die weg van Nuremberg tipe verhoor te vermy. Nou dit is vrompraatjies. Jy sien, die Nuremberg verhoor
het internasionaal 'n stand afgegee. Omdat die aanklaers, die regters, was allemaal dieselfde mense. Dit was 'n totaal ongehoorde toestand. Dat die vyand verhoor die mense wat verloor is, wat verloor het in die oorlog. En die feit was, dat die dade waarvoor die Duitse leiers verhoor was nie 'n misdaad voordat daardie hofsaak begin het. Dus 'n nuwe misdaad is geskep nadat dit plaasgevind het. Dit is 'n ongehoorde soort ding in enige regspleging. Dat selfs die befaamde senator Howard Taft van Ohio, wat 'n waarskynlik Amerikaanse president sou geword het, maar die moed gehad het om te sê, by die Nuremberg verhore het ons kommunistiese Rusland se idee van die doel van die verhore aanvaar, naamlik regeringsbeleid, nie geregtigheid. Dit was die kommunistiese regeringsbeleid, die Duitsers moet skuldig bevind. Dit het niks met geregtigheid te doen. Maar wat vir ons van baie groot belang is dat op die 10 Desember 1948 het die VVO beslis dat die terugwerkende toepassing van kriminele reg juis 'n skending van menseregte is. Nou, u sien, wat by hierdie Titelkommissie gebeur, is dat skending van menseregte was nie 'n misdaad in die Suid-Afrikaanse reg voor 1994. Daar was nooit so iets in enige wet. Maar nou word hierdie manne aangekla en verhoor weens skending van menseregte. Dit is dieselfde beginsel as wat by die Nuremberg verhoor plaasgevind het. Maar nou is die ironie daarvan dat hierdie Titelkommissie sê, hulle is nie besig met 'n Nuremberg verhoor nie, maar presies wat die Nuremberg se beginsel was, is hulle mee besig. En dit, terwyl die VVO in 1948 besluit het, dat die terugwerkende toepassing van kriminele reg is juis 'n skending van menseregte. Nou, ons is besig om daardie besluit na te spoor, ek het hierdie verwysing gekry in die boek van David Irving oor Nuremberg, wat paar jaar gelede verskyn het. Maar ons gaan daardie ding kry en ons sal net nou miskien weer daaroor praat. Jy sien, wat hierby kom, is dat daar is van tevore rondom die Bosniese-Serbiese oorlog was daar 'n internasionale kriminele tribunaal geskep, waar hierdie infame Goldstone ook betrokke was. Maar dit was 'n tribunaal wat vir daardie doel geskep was. Maar nou het die VVO 'n internasionale strafhof ingestel. Nou, dit moet nou aanvaar word deur die lede van die VVO, en 39 van daai lede het reeds dit onderteken. En dit beteken dat vir sekere misdade kan mense uit die land geneem word en deur daardie internasionale strafhof verhoor word. En die 3 dinge wat reeds genoem is oorlogsmisdade, die ander een is, ek dink, wat ek net sien ons oorlogsmisdade, volksmoord, en die derde is misdaad teen die mense.
So as apartheid verklaar word tot 'n misdaad teen die mense in hierdie Tutu-kommissie se verslag, dan kwalifiseer dit om verhoor te word deur hierdie liggaam wat nou geskep is. En daarbij het ek gesien dat in 'n rapport van die 13de September sê hulle 'n nuwe swaard hang oor die koppe van lede van die voormalige veiligheidsmagte en geweeste staatsveiligheidsraad. Die uitlewering, die gevaar van uitlewering aan lande soos Mosambiek, Swaziland, Lesotho, Angola, Botswana en Zambië weens oorgrens aanvalle tydens die apartheidsera. Nie net die lede van die westerse veiligheidsmagte wat deelgeneem het aan die operasie nie, maar ook hulle bevelvoerende offisiere en politici wat die opdragte gegee het, is nou blootgestel aan moontlike uitlewering. Wat die internasionale aard nog weer 'n slag verder vat, dat hierdie mense kan uitgelewer word na hierdie staat om verhoor te word. En die gekheid daarvan is natuurlik dat die terroristeoorlog is gevoel van wat gedoen was vanuit die frontlinie state. Nou front en linie is oorlogsterm. Dis 'n aggressiewe oorlog wat gevoer is uit daardie staat. En as Suid-Afrika se magte hulle gaan aanval het in daai staat, dan is dit dan nou oortreding waarvoor hulle kan aangespreek word. Jy sien, hoe word die hele toestand verdruk? Die apartheid word nou na vore gestoot dat die oorlog wat daar, of althans die optrede van die regering was om apartheid te verdedig. En dit is 'n totale verswyging dat daar 'n aggressiewe oorlog was waarin die veiligheidsmagte moes optree. Nie om apartheid te verdedig, want daar was nie meer apartheid. Dit was om die land te verdedig teen hierdie aggressiewe magte vanuit die staat. Maar dit word heeltemal verswyg in die aanvalle wat nou gemaak word. Nou, jy sal besef dat wanneer die verslag verskyn, sal daar van die terroristeoorlog waarskynlik nie 'n enkele woord gesê word. Dit sal 'n totaal eensydige ding wees wat net die Afrikaners op die beskuldigde bank plaas, sogenaamd omdat hulle apartheid verdedig het, maar terwyl hulle eintlik die land verdedig het. En nie net die Afrikaners en die regering verdedig het nie, maar jy weet, daar was in die jare 1984 tot 89, ek het die syfer hierso, was daar byvoorbeeld private huise wat vernietig is, 7180, busse wat vernietig is, 10.300, treine wat vernietig is, 150, private afleweringsvoertuie, 12.000, poskantore, 62, kerke, 49, mense wat met die halsnoer doodgemaak is, 399, mense wat doodgebrand is in hulle huise, 372. Dit is die soort oorlog wat geveg is. En die veiligheidsmagte kon nie 'n konvensionele oorlog veg, wanneer jy met so iets te doen het nie. Die veiligheidsmagte moes ook oorgaan tot buitengewone optrede om hierdie soort oorlog te kan hanteer. Maar van hierdie soort misdaad, daar het nog nie een berig verskyn dat iemand amnestie gevra het omdat hy ander verbore met die brandende halsnoer. Daar was nog nie een wat vir enige van hierdie dinge wat ek nou voorgelees het, amnestie gevra het. Dit wys net vir u hoe eensydig 'n mens moet verwag die verslag sal wees. En dat is een van die verbasendste dinge dat met al die amnestie aansoeke wat daar was,
hierdie Tutu-kommissie se opdrag is om die skending van menseregte te ondersoek vanaf 1960 tot 1994. Maar vir die tydperk 1960 tot Dr. Verwoerd se dood, 1966, was daar nog nie een enkele persoon wat aansoek op amnestie gedoen het. Daar was nie een daad wat gepleeg is in daardie tyd, waarvoor mense nou moet kwesbaar vra. En dit was die hooggetij van apartheid. As daar in daardie tyd nie 'n daad was wat kwalifiseer vir amnestie, en dit in daai tyd van die ergste toepassing van apartheid, dan wys dit beter as enigiets anders dat apartheid was nie die oorsaak van die skending van menseregte. Daar kan geen beter bewys nie. En ek wil hê, u moet hierdie argument baie goed verstaan, want dit is die een argument waarop hulle geen antwoord het nie. Hoe antwoord hulle dit? Dat as apartheid die oorsaak is van hierdie skending van menseregte, hoe is dit dat in die tyd toe apartheid op sy ergste was, daar nie 'n enkele daad gepleeg is waarvoor iemand amnestie vra? Maar inteendeel, nadat apartheid byna afgeskaf is, nadat Dr. Verwoerd verhoor is en stapsgewys byna alle apartheidsmaatreëls of verslap of afgeskaf is, in daardie tyd is die aansoeke om amnestie. Want dit val saam met die terroristeoorlog. Jy weet, die eerste terroriste aanval in die noorde van Suidwes het plaasgevind presies 3 weke nadat John Vorster eerste minister geword het. En die rede is waarskynlik dat hulle het geweet, solang Dr. Verwoerd gelewe het, sal dit hulle baie duur te staan kom as hulle met die terroristeoorlog sou begin. So, ek kan nie vir u geloof beklim, hierdie paar feite wat ek vir u genoem het, gaan van die grootste belang word wanneer hierdie Tutu-kommissie verslag verskyn. Omdat ons as Afrikaners in die afgelope klomp jare met die rol van die kerke en akademici en die koerante en die politieke partye so gedisoriënteerd geraak het oor die werklikheid van apartheid, dat ons nie in staat is om die teenargumente te voer. En daarom wil ek met die grootste erns vra, u sal moet oor hierdie goed baie goed vir u inlig, want u sal moet verantwoording doen wanneer die propaganda veldtog losgelaat word op die Afrikaners. Toe hierdie kommissie aan die gang was, toe sê hy, ek herhaal my smeekbede aan die Afrikaners. As u net wil bely en u sal bekeer. Ons is klaar skuldig bevind. Ons moet net gaan bely en ons sal bekeer. Nou dit is die houding van die voorsitter. En daarom moet u verwag, wat sal in daardie verslag staan? Daar is al van tevore het ek gesê, hierdie is maar net 'n voortsetting van die Engelse oorlog met ander middels. Daar was al ook verwys daarna dat na die Engelse oorlog het Alfred Milner gesê, the South African struggle continues. It is no longer war with bullets, but it is war still. Dit is nou nie meer terroriste aanvalle, soos in die tyd van die 80er jare en die 90er jare. Maar dit is 'n ander soort terrorisme. Terrorisme beteken verskrikking. Jy moet mense afskrik, jy moet hulle die skrik in hulle injaag. En hierdie Tutu-kommissie is die ideale middel. As jy nie gaan bely nie, kan jy in die tronk beland. As jy nie gaan bely nie, kan jy in die hof aangekla word. Dus dis 'n afskrikmiddel wat deur die Tutu-kommissie gebruik word, net soos die terroriste. As jy nie saamspeel nie, gaan jy sterf met 'n boterhand om jou nek. En soos in die Franse revolusie, as jy nie saamwerk nie, dan beland jy in die guillotine. Dis nie terrorisme, maar hierdie is die geestelike terrorisme wat nou op die Afrikaner toegepas word.
om saam te werk met hierdie spul. En die Afrikaner het nou die dag die berig ingehaal. Londen sit agter Tutu se veldtog. Ek hoop jy het dit goed gelees. Dan sê daar so, die mail daar weer, die Engelse koerant wat hier in Suid-Afrika is, die mail gebruik 'n deel van die Guardian as deel van die koerant hier in Suid-Afrika. Die Guardian is 'n Engelse koerant. Hy sê, die mail in Guardian het vanuit Londen bevestig dat die grootste prestasie van die Tutu-kommissie was om die Afrikaner te verlam dat hy tot niks in staat is nie. Dit moet u besef is die doel van hierdie kommissie. Ons moet op ons knieë wees. Ons moet pacifisties en defaitisties wees solank die oorlog teen ons gevoer word. Ons moet nie in 'n geestelike toestand wees om terug te veg. Ons moet verlam wees. Hy sê in sy hoofartikel dat die Guardian dat dit die doel van die Tutu-kommissie was om die Afrikaners onder die indruk te bring dat dit nie die swart man is wat die terroris was nie, maar die Afrikaners self wat die doel van die antikris uitgevoer het om onmenslike misdaad teen die mensdom te pleeg. Dis 'n Britse koerant. Nou is daar 'n beter bewys van hoe die oorlog teen die Afrikaners voortgesit word vanuit die Engelse werk. En toe wat die aartsbiskop van Kaapstad was, die Afrikaanse kerk se hoofste pos in Suid-Afrika, en wat nou in hierdie hoedanigheid is, terwyl die Anglikaanse kerk was waarskynlik die kern waarom die hele vyhandigheid jarelang teen die Afrikaner opgebou is. En die Milner Papers skryf hy sê the Archbishop of Cape Town in a letter to Milner, en dan haal hy aan, the cause of freedom, righteousness and progress as well as of justice to the native races depends upon the establishment of British rule throughout South Africa. Nie democratic rule, maar British rule om die swartes tot hulle reg te laat kom. En John McCord in sy boek The South African Struggle sê, the imperialism of the Anglican Church, its hate of South Africanism was second to none. The native has been a useful vehicle to advance Britishism and imperialism. En dat was die Anglikaanse kerk op die 5de Mei 1994, dat wil sê kort nadat die Mandela-bende hier oorgeneem het, toe saai die BBC uit, the Anglican Church announced proudly, shortly before the election, that it had given £100 million over the years to the freedom struggle in South Africa. 100 miljoen pond het die Anglikaanse kerk vir die ANC gegee. En Tutu is nou die voorstel van die kommissie om die Afrikaners te verhoor. So, redelikerwys moet ons nou verwag dat as hierdie verslag in Oktober maand verskyn, dan sal dit met die maksimum propaganda vrygestel word. En een van die werklik wat ontstellende dinge is, dat as ons nou kyk wat gebeur het met die SAR verslag in Amerika voor Tutu, dat het oor die internet gegooi is, dat het in 'n oomblik dwars oor die wêreld vir almal beskikbaar is. Moet 'n mens jouself afvra met die rol wat die Engelse kommunikasie in die wêreld het, sal dit nie die resep wees met die Tutu verslag, dat hy onmiddellik oor die internet gegooi gaan word, waar die Afrikaners in die slegste lig gestel gaan wees. En daarna sal die koerante dit
opneem en terugspeel na Suid-Afrika, om die Afrikaners verder bevrees en verlam te maak. As dit nie oor die internet gegooi word nie, kan jy seker wees, dit sal wêreldwyd gelyktydig vrygestel word. Indië, Australië, Nieu-Seeland, Kanada, Amerika, al die Europese lande en Afrika lande sal hy gelyktydig vrygestel word, om die maksimum propaganda gedruis los te maak. En dit is waarom ek vir gesê, ons staan voor 'n uiters moeilike tyd, 'n uiters uitdagende tyd. Want ek dink nie, in Suid-Afrika is daar buite ons hier in die HDP enigiemand wat besig is om te probeer antisipeer wat gaan gebeur en hoe gaan dit gehanteer word. Goed moontlik sal die linkses in Suid-Afrika, wat naby die Tutu-kommissie is, hulle self al begin rekenskap gee oor wat hulle gaan doen. Maar van die kant van die Afrikaners, dink ek nie daar is iets wat aanhou oorweeg word. Nou, dit is in die lig hiervan, wat iemand aanneem, dat die HNP 'n baie groot verantwoordelikheid het. Want, as u weet van enigiemand anders wat iets doen in hierdie verband, sal ek bly wees om daarvan te hoor. Maar as ons nie van iemand weet, dan beteken dit, die verantwoordelikheid lê hier by ons. Wat gaan ons doen? Al kan ons nie alles doen, maar wat gaan ons doen? Die eerste ding is, ons sal almal besef, dat dit sal hier gaan om 'n aanklag teen die Afrikaners weens die apartheidsbeleid. En dit sal in die hoogste mate afhang van hoe weerbaar ons mense is om onsself te verantwoord wat was die apartheidsbeleid. Ek het al van tevore vir u gesê, hoe goed het dit gegaan in Suid-Afrika, terwyl hier apartheid was. Daar is die aanhalings wat in die boek van Jan Botha is, waar hy sê, Suid-Afrika was 'n skynende voorbeeld van orde in Afrika. Ons het genoeg geld gehad om alles op militêre gebied te doen, om enige uitdaging in die hoof te bied. Daar was die Frank Weil wat 7 weke voor die moord op Dr. Verwoerd gesê het, die volk ly aan 'n oordaad van voorspoed. Al daardie getuienis is beskikbaar. Maar is ons mense in die HDP, wat aan die leiding van die HDP staan, het ons daai goed so paraat, dat ons onsself onmiddellik kan verdedig, wanneer hierdie kom. Of het ons het nou net vaag weg agter ons kom. En dat jy twyfel wanneer jy aangeval. En dis die gevaarlikste ding wat kan gebeur. As jy twyfel wanneer hierdie verwyte kom, dat apartheid was die oorsaak van alle ellende in Suid-Afrika. Daarom moet u aanneem, die uitdaging gaan aan u wees, hoe paraat is u om apartheid te verdedig wanneer hierdie aanvalle gaan kom. En daarby het ek vir u gesê, dat daar was nie 'n enkele aansoek om amnestie in daardie jare van 60 tot 66. As daardie argument moet u verstaan, is die beste argument wat ons het teen hierdie hele veldtog. Ek weet nie, u sal party van die mense sal weet, maar ander nie, daar was in die advokate se amptelike blad, die blad Consultus, was daar 'n artikel waar 'n samevatting gegee is van die advokatevereniging se voorlegging aan die Tutu-kommissie. Nou, hulle stuur vir my die blad met die naam Consultus, en ek het die artikel gelees, en toe het ek vir Consultus 'n brief geskryf, waarin ek wys hoe selektief verkeerd daardie voorlegging was. Dat apartheid is nie deur die nasionale
party van 1948 ingebring, maar dit kom uit die dae van die Engelse bewind in Suid-Afrika. Apartheid in die skole is ingestel deur die Leander Starr Jameson party, die Progressive Party in 1894 in die Kaap. Die Ontugwet, dit was in die 1850er jare in Natal reeds in operasie, in die Vrystaat en in Kaap. Snaaks genoeg, Transvaal was die enige een wat nie 'n ontugwet gehad het. Die politieke maatregels, die eers is van die kieserslys afgehaal in Natal in 1896. Heel net eenvoudig afgehaal van die kieserslys, nie op 'n aparte lys geplaas nie. Die 1936 wet is aangeneem deur die Smildersparty van Hertzog en Smuts, waar hulle die swartes afgehaal het van die kieserslys en hulle aparte verteenwoordiging gegee. Die 1913 wet wat die gebiede beskikbaar gestel het waar swartes mag woon en eiendom mag hê en blankes in hulle gebiede. Die 1913 wet was die gevolg van 'n 1903 kommissie, die Langdon Kommissie. En die Langdon Kommissie het aanbeveel dat blankes en swartes wat politiek en woongebied betref geskei moet wees. Dus al daardie ingrypende maatregels, die groepsgebiede in die Kaapse koloniale tyd was daar 'n bepaling in elke titelakte dat 'n kleurling nie op daai grond mag woon. En dit is nou net later uitgebrei na die groepsgebiede wet. Dus die hele grondslag van apartheid was bestaande in Suid-Afrika toe die Nasionale Party in 1948 oorgeneem. En selfs Hancock, wat generaal Smuts se biografie geskryf het, hy sê alle regerings het apartheid toegepas in Suid-Afrika, maar hulle het dit ad hoc toegepas. Stuksgewys. En die Nasionale Party, al wat hy gedoen het was, dat hy al daardie maatregels saamgevat het in 'n logiese eenheidsstelsel, maar niks diens daartoe toegevoeg. Maar u sal moet besef, ons mense ken die goed nie. Ek het nou vir u gesê dat ek die brief geskryf het, en toe het ek aan 'n klomp advokate en ander mense afskrifte daarvan gestuur. Onder andere aan die staatsaanklaer daar by P.W. Botha se saak in George, advokaat Bruce Morrison. Ek kry van hom 'n brief, hy sê, ek het die inhoud van die skrywe aan die redakteur van Consultus baie interessant en leersaam gevind. Dit is 'n erkenning, die mense weet nie wat die feite is. Die brief van professor Gert Jordaan daar van Potchefstroom Universiteit, waar hy net sê, hy waardeer dat hierdie dinge weer gesê word, en dat hy dit baie nuttig vind, en hy sal die brief wyd beskikbaar stel, onder ander mense, en deur sy seun ook aan die jong mense. Maar miskien is die interessantste, ek het ook by die verhoor van P.W. Botha op die naam gesien van 'n advokaat Martin Coetzee. Ek kry van hom 'n brief terug op die briefhoof van die Waarheidskommissie se amnestiekomitee. En hy teken as uitvoerende sekretaris van die amnestiekomitee. Ek het nie geweet wat hoedanigheid hy het, maar hy sê, hy erken ontvangs van my brief, hy sê, ek het die vrymoedigheid geneem om uw brief na die navorsingseenheid van die Waarheidskommissie te verwys. So, waarskynlik sal wanneer die advokate se voorlegging by die Tutu-kommissie kom, sal my brief ook daar wees om te wys hoe skeef is daai voorlegging van hulle. Nou nie dat 'n mens eintlik gaan verwag dat daar veel uit sal vlug vlieg,
Maar ek het in die brief, ek wil nou net sê dat die Consultus se redaksie het maar weet dat hulle sal my brief publiseer, hulle sal seker verkoop, maar in die November uitgawe, hulle sal hom publiseer. En in my brief het ek 'n klompie goed genoem wat nie eintlik meer so streng ter sake was. Soos onder andere het ek geskryf dat 13 dae voordat Dr. Verwoerd verhoor is, het daar die berig verskyn in die Sunday Tribune, Verwoerd must go plan, kyk, net plek aan onroep. En, nou ja goed, die suggestie is daar, dat as julle na die waarheid soek, wat is die waarheid agter die woord op Dr. Verwoerd? Nie dat ek dink hulle sal nou so ernstig daaraan aandag gee, maar twee dinge hieruit. 'n Mens moet besef, elke ding wat jy doen, het 'n effek. En daar is in die politiek en in die militêre term een vaste reël. Jy moet aanval. As jy nie aanval, word jy aangeval. En ons sit in daai illusie, dat is 'n verskriklik wye spektrum van aanvalle wat op die Afrikaner gemaak word. En ons moet verdedig, maar ons moet ook aanval. En dis nie net verby om aan te gaan. Dit moet ons nou mekaar baie goed laat verstaan. Ons gaan in een van die moeilikste tye van ons volk se bestaan. Dit gaan nie om die ANC nie. Dit gaan om die Afrikaner volk se voortbestaan in hierdie land. En dit gaan om die Afrikaner volk se eer in hierdie land. Een van die dinge wat ons moet in ag neem, is dat die kerke gaan nog aanhoudend 'n rol speel om dit al moeiliker vir die Afrikaner te maak om selfstandig en eerbaar in die land te wees. Ek het gesien dat die westelike provinsie op Wes-Kaap se lede van die NG Kerk het nou aan besluit dat die Bella-belydenis deel van die belydenis van die kerk sal word. En hulle sit met die probleem dat hulle met die NG Kerk en die ander swart kerk en die Kleurling Kerk moet hulle nog verewig. En dan moet jy weet hoeveel van die Afrikaners sit nog in die NG Kerk, waar hulle gekondisioneer word tot alles wat vreemd is aan die Afrikaner volk se eergevoel. En wat kan daarteer gedoen word? Dis alles deel van die uitdaging waarvoor ons staan. Die kennis gedeel van die brief wat ek aan die hervormer geskryf het, waar een van die hervormde kerkse predikante geredeneer het dat apartheid is 'n ideologie. En omdat dit 'n ideologie is dit net soos die kommunisme iets wat beveg word. Want die kerk veg nog altyd teen ideologie. Maar hy sê nie wat is 'n ideologie. Toe ek vir hom gesê het, die woordeboek, die Oxford sê, ideologie is fanciful speculation. Ek weet nie hoe vertaal het is fanciful nie, maar dit is 'n spekulasie wat aan net verbeelding is. En toe vir hom gewys daarop hoe in die NG Kerk die storie al lank aankom, dat apartheid is 'n ideologie. En omdat dit 'n ideologie is, daarom is dit verwerplik. Jy sal onthou by die Rustenburgse beraad was een van die stellings wat daar gemaak is, dat apartheid het 'n ideologie geword en het 'n etnies-sentriese basis gekry. Toe ek by die NG Kerk se bestuur, se dagbestuur gepraat het, Johan Heinz daar gesit, het ek vir hom gesê, wanneer het apartheid 'n ideologie geword? Julle sê hy het 'n ideologie geword. Dit wil sê, hy was nie 'n ideologie. Nou op watter grond sê julle hy het 'n ideologie geword?
En wanneer het dit gebeur, en na aanleiding waarvan sê hulle, totale swyg. Die hele spul sit vir Johan Heinz en kyk, en Johan Heinz sê niks. Wat hulle moes geweet het, is 'n leuen wat hulle vertel. Toe het ek vir hulle voorgelees, wat die Nasionale Party se apartheidsmanifest was in 1948. En vir hulle gesê, hier staan alles wat die Nasionale Party vooruitgesê het, en nou weet julle hoe elkeen van daai goed gedoen is. Nou op grond waarvan kan julle so bewering maak. En toe ek uitgestap het, toe het Dr. Pierre Rousseau met my saam uitgestap, en toe vra hy vir my, kan ek nie 'n afskrif maak van daai verkiesingsmanifest? Hy sê, jy weet, ons het nooit daaraan gedink. Dis nou, op daardie vlak van ons volk, sê jy, word dogma verkondig, terwyl dit suiwer propaganda van die kommuniste is. So ek waarsku vir u, ons sal moet vir onsself goed bewapen, want hierdie is een van die argumente wat net eenvoudig ingegooi word. Apartheid is 'n ideologie, die kommunisme is 'n ideologie, en daarom het ook weer met veel krag beveg word. Die vraag is, wat kan ons doen? Hierdie brief wat ek aan Consultus geskryf het, kan ek nie vir die media gee voordat dit in die blad gepubliseer is. Maar ek weet nie hoe baie dit uitgestuur was of dit aan al die hoofbestuurslede gestuur is. Maar ons sal moet dink daaraan dat aan al die hoofbestuurslede afskrif gestuur word. Nie net om kennis te neem van wat werklik die feite oor wat met apartheid is nie, maar dat u in die omgewing waar u is aan mense afskrif te stuur, aan die landdroste, die staatsaanklagers, die prokureurs, die predikante, die skoolhoof, want dit is die werklikhede waarmee ons mense moet werk wanneer hierdie kommissie se verslag verskyn. Dis een van die dringende dinge wat gedoen sal moet word. Daarnaas is dit 'n groot vraag of ons nie nou 'n pamflet moet opstel oor Dr. Verwoerd en oor die apartheidsbeleid wat kan versprei word die oomblik as hierdie Toetekommissie se verslag verskyn of selfs daarvoor. Maar dit help nie om 'n pamflet op te stel as dit nie effektief versprei word. Maar as ons nie tot hierdie soort ding wil oorgaan nie, dan moet ons besef, bly ons mense feitlik onwapen wanneer hierdie Toetekommissie se verslag verskyn. Daarnaas dink ek sal ons moet ernstig oorweeg dat daar 'n verklaring opgestel moet word op grond van wat ons verwag in die Toetekommissie se verslag sal staan. Sodat die oomblik as daardie verslag verskyn en hy word wêreldwyd versprei, dan moet daar 'n antwoord reeds wees. Al is dit net van die HVP se kant af. En dit moet in Engels en in Afrikaans beskikbaar is. Nou, ek het vir u gesê wat die verwagtings min of meer is. En self om nou die ding vir u te sê, u moet dit opstel nie. U sal dit aan die beplanningskomitee moet laat om dit reg te kry in antisipasie van die verskyning van daai verslag. Maar ons moet probeer om by die Afrikaners 'n verontwaardiging op te wek teen hierdie onreg wat besig is om teen ons volk gepleeg te word. Ons is heeltemal so verlam dat ons nie meer in staat is om verontwaardig te word teen hierdie onreg. En in daardie terme sal ons moet praat om ons mense te probeer roer. En ons sal dit nie net by 'n verklaring moet laat. Ons sal moet openbare vergaderings hou. Ek het reeds gesê, ons moet hier in Pretoria 'n openbare vergadering hou, maar dit sal ook op ander plekke gehou word. Rondom die verskyning van die Toetekommissie se verslag. Want dit is die enigste manier, dis die maniere waarop ons mense kan bereik. Ek kan nie
geloof u beklemtoon dat ons volk word in sy eer so erg aangetast, dat ons, as ons dit moet aanvaar, dan is dit een van die ernstigste voorwaardes wat hulle reeds dag afgestel het, om die Afrikaner eenvoudig verder sonder slag of stoot heeltemal te verpik. Jy moet aanneem, ons het met 'n oorlog te doen. Dis 'n voortsetting van die oorlog teen die Afrikaners. Net om vir julle 'n slag te oriënteer. In die 30er jare was hier by Pretoria Universiteit die lektor in Engels, Lamont, wat die boek geskryf het, War, Wine and Women. En toe het 4 manne, 2 was prokureursleerlinge, die 2 Jacobse, en 'n Trichard en 'n Dr. Stein Vos, en toe ons 'n keer en 4. Omdat hy geweier het, en hy het ook onder 'n skouder aangeskryf. Dit was 'n tyd gevat om vas te stel wie is die skrywer. En toe is aan hom geleentheid gegee om verskoning te vra, maar hy het dit nie doen nie. En toe het ons van terapie. En toe is die manne aangekla. En hulle is toe skuldig bevind. Want hulle het eintlik nie aan 'n keuse gehad as om hulle skuldig te bevind nie. Maar interessant, Dr. Rex, wat later hier by die universiteit was, hy 'n lektor geweest, en José Marais was die manne wat hulle verdedig het. Maar toe hulle skuldig bevind is daar landwyd 'n veldtog geloods om die geld in te samel vir hulle boete. En die koerante, veral die Burger en die Potchefstroomse koerant het Westen, het baie gedoen om die mense se bydraes te kry. Maar toe was, nadat hulle skuldig bevind is, het wat se naam Lamont 'n lasteraksie in, en toen was 'n skadevergoeding van hulle geëis. En dit is ook aan hom toegeken. En toe het hulle 'n veldtog geloods om geld in te samel om die lastereis te betaal. En die koerante het baie uitgedra daartoe. Hulle het 'n shillingveldtog geloods om die grootste aantal mense in staat te stel om 'n bydrae te maak. Maar een van die interessante geskrifte wat daar in tyd geskryf is, was Langenhoven, wat vir die Burger 'n stuk geskryf het. Maar omdat daar toe appel aangeteken is, teen die uitspraak, kon die stuk nooit verskyn. Maar ek lees net vir die 2 of 3 paragraaf. Hy sê, hierdie keer in 40's het nog meer gedoen as wat destyds besuiting van Slagtersnek gedoen het. Hulle het opgetree nie om hulle eie persoonlike eer te handhaaf nie, maar 'n hele volkse. Onder andere joune en myne. En vir daardie verdediging was 'n siele min om te betaal. Hy sê, deur daadwerklike bekragtiging agterna, neem ons hulle aan as ons saakgelastigdes. Dis nou daai 4 manne. Wat ons werk vir ons gedoen het, en ons belange vir ons behartiging. Wat 'n verskoning is daar vir ons? Net so min en net soveel as vir hulle. Buiten dat ons die verantwoordelikheid van 'n gemeenskaplike samelewing dra. Dan skryf hy die interessante. Hy sê, ons het in die begin hierbo gepraat van 'n gesonde openbare mening as 'n standhouer van die algemene wetsgehoorsaamheid van die samelewing. As 'n volksbesitting is dit een van die imponderabele, een van die onweegbare gewigte, die onberekenbare bates, die onskatbare bates, wat jy nie van bo af met gesag en wetgewing aan 'n volk kan meedeel, nog minder op hom afdwing nie. Dit moet van onder afkom, uit die volkskarakter self. By 'n volk wat dit besit, is die regspleging nie 'n kunsmatig opgelegde dwangtig nie. Dis maar 'n handhawing van die volkswil. En so 'n volk kan nie 'n lae, selfveragtende volk wees nie. Dit moet 'n hoogmoedige volk wees. 'n Volk gestel op sy eer. 'n Volk wat sy stand hoog hou as 'n adelstand.
as ons dan praat van 'n gesonde openbare mening en van 'n gemeenskaplike gees van bereidwillige wetsgehoorsaamheid, dan soek ons dit by 'n volk met so 'n algemene eergevoel dat daar altyd van sy kinders sal wees om sy geskonde eer te breek. En ek dink, dat is nou miskien nie heeltemal 'n parallel, maar daar is baie van die elemente wat daar aangevoer word, wat vandag vir ons van betekenis is. Dus, hoewel dat hierdie veiligheidsmagte is, en selfs van hierdie invallende politici, wat uit die beskuldigde bank kom, daai mense het opgetree, al was dit nie meer vir die beskerming van aardes nie, maar dan was dit nog vir die Vader. Hulle het nog geveg vir hierdie land teen hierdie terrorisme. En dit is die jammerte daarvan, dat van die veiligheidsmagte wat nou aangekla word, dat hulle so gedoen het wat die regering agter hulle vir hulle gesê het om te doen. Maar dan bly dit nog soos 'n paal bo water staan. Hulle het met 'n vyand te doen wat 'n aanval op die land gemaak het. En in daardie sin kan ons vereenselwig met hulle, want hulle het gestaan tussen hierdie magte wat nou die land regeer en ons voortbestaan as 'n vrye volk. Nou, as ek gesê het dat hierdie soort toestand voor ons is, en ek het vir u genoem wat ek dink die moontlikhede is om iets te doen, dan moet ons besef, soos ek net al gesê het, buiten die HNP is daar waarskynlik geen oorweging in hierdie verband, omdat die ander partye is so verstrik en hulle geknoei en gekonkel om weer op die soutspring te kom deur middel van die verkiesing, dat hulle vir geen ander ding enige aandag het nie. Die rol van die HNP word nou al duideliker. Die feit is, ons is die enigste party wat nou buiten die verkiesing bly. Die skeidslyn tussen ons en die ander is nou absoluut skerp getrek. Daar is nie meer 'n Kaap meer wat half aan die verkiesing deelneem en half nie. En dit beteken dat dit vir ons makliker is om onsself te betuig teenoor enige van hierdie sogenaamde regse partye. En ons kan nie genoeg beklink dat weiering om aan die verkiesing deel te neem is 'n betuiging van verzet. En die betuiging van verzet is ook 'n betuiging van selfrespek en eer van jou volk, wat weier om aan hierdie bose, gedroglike stelsel deel te neem, wat met bedrog en verraad op ons afgedwing is. Selfrespek en eer is al genoeg om jou te weerhou van deelname aan hierdie bedrog. En nou sien jy waartoe van die partye reeds in staat is. Dat die Vryheidsfront het nou al in 'n alliansie gegaan met die DP. Hulle sê dis nou maar net samewerking met die stembusse en daai soort dinge. Maar wanneer jy eenmaal met 'n party in so 'n verhouding gaan, dan groei dit. Daar is geen ander manier. En dan moet jy besef, die party waarmee Constant Verjoen nou in 'n alliansie gaan, en die Afrikaner van die 4 September was daar die foto waar die DP sy fondsinsameling gehou het. Daar was een Engelsman van het Engeland, 2 verdoopte Afrikaners, die arme Zak de Beer en van sy slagger. Maar 4 Jode, Oppenheimer, Helen Suzman, Harry Schwartz en Tony Leeuw. Die progressieve partij, die voormalige, of die DP, die voormalige progressieve partij, was nog altijd een Joodse drukgroep, wat die swartes gebruik het om die Afrikaners se aan te val, in die buitenwereld veral. Dit was die grootste enkele vyand wat die Afrikaners gehad het, was die DP, die ou progressieve partij. En nou is dit die partij
wat Afrikaners wil hê om vir hom te stem. En waarskynlik moet daardie rede vir ons aan verdoen hulle nou nader trek. Maar hulle het ook die PAC gevra om saam te werk. En hulle gaan ook die African Christian Democratic Party kry om saam te werk. Nou, dis nou net kortig dat die Christelijk Nasionale mense van die Vryheidsfront en die African Christian Democratic Party, die moet nou onder die leiding van die Joodie gaan werk, asof dit enige behoud van die Christendom kan beteken. Jy moet besef, die DP se onderleier is 'n swart, maar jy hoor nooit van hom. Hy word nou weggewerk om die Afrikaners te oorreed dat dit is nou 'n witmansparty. Die KP het jy al van tevore gesien, waar hy gesê die KP sal nie in die stadium ontbind nie. Dat was al in 1997. En nou sê Ferdi, die KP sit sy kop op 'n blok vir die eenheid. Dus hy het klaar besluit, hy sal tot niet gaan. Want hy kan nie voortbestaan. Daar is nie vir hom so 'n opsie nie. Nou, dat hy 'n ding geloods, 'n eenheidsaksie, hulle het vir my ook nie goed gestuur. Hier is 'n eendracht wapenmacht, eendracht weerkracht. So kan dit nie aangaan. Dis oud tyd vir Samson. En daar is geen aanleiding van wie er kom, want die staan net iets opgestel, uitgegeen, deur die Pretoria Afrikaner Eenheidskomitee. Maar dis maar net 'n bombakkies van die KP. Hy besef, hy kan nie op sy eie gaan deelneem aan die verkiesing nie. En nou moet hy probeer weer om te kyk of hy ander mense daarbey kan betrek. En hy sal waarskynlik nie slaag nie. Uiteindelik sal hy goed moontlik verplig word om agter die Vryheidsfront in te val. Want op sy eie kan hy nie gaan deel, want hy sal met vernedering daaruit kom. Dus vriende, afgesien daarvan dat die HNP nou as party baie duideliker geïdentifiseer word, is die feit wat daarmee saamhang, dat die partye wat nog altyd probeer om ons te bedwarstel, die Vryheidsfront en die KP, hulle tyd word baie min. Of dit voor die verkiesing is, of na die verkiesing. Maar daar sal 'n totale verandering inkom, wat daardie partye betref. Ander kan die verkiesing dink ek nie, die KP sal bestaan nie, en ek twyfel of die Vryheidsfront sal voortbestaan. Dus die rol van die HNP gaan net al hoe belangriker word. En wat, as ek praat van die HNP, dan bedoel ek die rol van Afrikaner nasionalisme. En dit kom terug na wat ek sê oor die Tutu-kommissie. Nasionalisme kan net 'n mag wees as 'n volk selfrespek, as 'n volk trots is. En as ons nie dit eers as die eerste voorwaarde vir onsself stel, dan kan ons nie Afrikaner nasionalisme 'n bewegingsmag maak. En laat ons maar weer dit sê, 'n volk se toekoms word bepaal deur die minderheid. En miskien nie net die minderheid, maar die minderheid van 'n minderheid van 'n minderheid. Ons is 'n minderheid van die blankes. Die Afrikaners is 'n minderheid van die blankes. Die Afrikaners wat nog suiwer voel en dink, is 'n minderheid van die Afrikaners. Maar die Afrikaners wat nog bereid is tot optrede en daad, is 'n minderheid van 'n minderheid van 'n minderheid. Maar dit is die mense wat die bittereinders was in die Engelse oorlog. En dit is die gees waarin ons moet staan as ons wil opgewassen wees vir die uitdaging wat voor ons staan. En ek kan nie wat die geloof beklemtoon nie. Die uitdaging is nou voor ons. Van nou tot die einde van die jaar gaan ons waarskynlik met een van die grootste aanslae op die Afrikanerse volk vir selfrespek en sy eer voorkom wat ons ooit gehad het. En dit is alleen as ons self geestelik weerbaar is, dat ons in ons eie gemoed sterk voel oor die waarheid waarom dit gaan. Dat ons as 'n begeesterende krag kan werk in die Afrikaner volk.
Moenie vir die daaroor enige illusies maak nie. Die verantwoordelikheid rus op die manne en vroue van die HNP. Buite ons is daar nie iemand wat die Afrikaner volk se eer kan en wil beskerm met die mag en die mening wat nodig sal wees in hierdie tyd wat nou vir ons voorlê nie. Dus as ons mekaar weer sien in November maand, sal daar waarskynlik 'n nuwe toestand in Suid-Afrika wees. Dan sal ons reeds met die effek van die Tutu-kommissie in sy volle omvang te doen hê. En ons het die geleentheid van nou in hierdie deel van September tot die Tutu-kommissie se verslag verskyn om te doen wat daar in ons vermoë is om te doen. En dit te doen met oortuiging en begeestering om die wil van die Afrikaner volk te vertuig in hierdie land. Baie dankie aan die hoor.